Goeiedag en baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Jy is so welkom hier saam met ons. Hallo Koos, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie Gerard, en met jou. Ag, dankie dat jy vra Koos. Dit gaan baie goed met my. Ons het verlede week 'n wonderlike hemelvaartbelewenis gehad. Ons was nie verlede week hier by mekaar nie. En ja, dit was net 'n wonderlike tyd saam donderdag met die hemelvaartbelewenis. En ons groepe het daar deel van dit gevorm en hierdie week is ons nou terug en dit is ek wil nou nie sê 'n vreemde een nie, maar ons is besig met hierdie reeks hoe om te voel wat jy voel soos Jesus dit voel. Waar ons kyk na Jesus se emosies en die week voor gister het ons gepraat oor Jesus se trane en gister het jy gesels oor Jesus se woede. In die eerste week, die week van Jesus se trane, het jy geraak aan die 7 fases van rou. En ons het ook genoem dat ons gaan verder hier daaroor gesels. En selfs gister, jy het geraak aan daai een aspek van wat ook deel is van die 7 fases van rou. Maar kom ons gaan terug, 'n week terug, en ons gesels oor hierdie 7 fases van rou. En want dis 'n stuk gereedskap vir ons, as ons dit reg benader en op die regte manier hanteer. So kom ons gesels oor die 7 fases van rou. Ja, Gerard, die model het begin, wat baie nuttig is, van 'n vrou wat baie begeleiding gedoen het oor rou en ander sielkundige en terapie. Elizabeth Kubler-Ross, in die terapeutiese wêreld 'n baie bekende naam. En dit is uitgebou na die 7 fases van rou, waar ons nie met iemand soos Kubler-Ross saamstem nie, is dat sy sê, dit help jou om die dood te verwerk, deur daaraan te dink, as net iets moois, iets wat deel is van die lewe. Ons almal gaan deur hierdie sirkel van die lewe. Ons word gebore en ons gaan weer, sommige sterf al vroeg, ander weer laat, maar jy moet die dood omhels as deel van lewe. Die Bybel doen dit nie. Ja. Die Bybel maak die dood die vyand. Die dood is, maar dit is nie bedoel gewees nie. Ja. Die dood bestaan, maar dit moes nie. Die dood is 'n gevolg, 'n verwording. Die dood pas nie in by die skepping nie, pas nie in by die skepper nie. Dis die boodskap van die Bybel. Maar tog leef ons in hierdie werklikheid, dat die dood ons tref, ons almal. Voor ons eie dood en natuurlik met ons eie dood ook. Hoe maak 'n gelowige met hierdie rou? Het ons hierdie kom ons sê, triomfantistiese, onwerklike benadering? Nee, dis soveel anders vir my as gelowige, omdat Jesus die dood oorwin het. Ek gaan nie toelaat dat dit my hart seer maak, ek gaan nie rou nie, ek leef in oorwinning. En soms kom mense op so 'n roudiens, Gerard, ek weet nie of jy dit al beleef het nie, waar jy agterkom, hierdie persone se teologie verhinder hulle om die verlies en die verwarring en die pyn uitdrukking te gee. Ja. Dis 'n triomfantistiese teologie wat sê 'n gelowige is altyd bo die storm. Die storm affekteer jou nie. Pas by een van die eerste fase. Ja, so nee, ons as gelowiges sê net dieselfde as 'n ongelowige. Ek gaan deur daardie pyn. En of Kubler-Ross se model 'n Christelike model was of nie, dit gaan nie daaroor nie. Dis soos om te sê, ek ry net 'n Christelike kar.
jy weet, dit is die waarheid. Hierdie is wat gebeur met 'n mens, met elke mens. Nou vra ons as gelowiges 2 vrae vandag. Hoe hanteer ek self my eie pyn en verlies, my rouproses? Is ek toegerus daarvoor? En ook, is ek toegerus en is ek bewus van waardeur iemand anders gaan? En kan ek dit met kundigheid en deernis benader, en nie net sommer net instorm met my idees nie. En dis natuurlik meer, dit is meer as net 'n verlies van iemand aan die dood. Dis natuurlik 'n verlies van, soos net van gepraat het, as jy selfs 'n werk verloor, jou jeugdigheid verloor, gebrek. Ja, in 'n minder of meerdere mate gaan jy deur al hierdie fases. Soms met 'n klein verliesie. Jy weet, jy het nou net vandag jou knipmes verloor. Eers ontken jy dit en dan tref dit jou, nee, maar daar was ek in 'n winkel. In 'n kleiner of meerdere mate gaan jy altyd met verlies deur hierdie goed. Ek wil dit nou nie lig maak nie, maar met die dood. Kom ons by 'n baie intense, lewensveranderende tyd met fases in. En die fases, Gerard, is nie, soos die Engelse sê, set in stone nie. Ek dink dit is die redelike algemene verloop van dinge soos ons dit nou gaan bespreek, maar soms sal jy agterkom, hierdie persoon was baie lank in die eerste fase, maar nou sê skielik daar en jy kan weer terugkom, maar om net 'n bewustheid te hê van hierdie aspekte van rou, dink ek is baie goed vir 'n mens. Ja. Ek gee mense ook 'n sekere empatie ook as jy met iemand praat. Presies. Oor dit, So en daai empatie is juis waarvan Henry Nouwen gepraat het, hierdie aanhaling wat ons verlede week genoem het, compassion is to go where it hurts, to enter into the places of pain, to share in brokenness, fear, confusion, and anguish. Compassion means full immersion in the condition of being human. So ons sê, Here, dankie dat U in my rou inkom en rus my ook toe om soos U te wees en saam met ander mense in hulle trane te kan wees. Nou, die 7 fases het ons daar in die diens net so vinnig genoem. Gewoonlik, as ons iemand naby aan ons verloor, is die eerste ervaring een van skok en ook sommer direk daarmee saam amper, maar dit kan nie wees nie. Nee, jy maak 'n fout. Dit kan nie nie my kind nie, dis nie hierdie. Nee, is jy seker daai ongeluk of wat ek al, die verskriklike eerste belewenis in groot verlies is altyd daardie skok wat my dadelik laat voel, dis onwerklik. Ek kan dit nie glo nie. Nee. Om juist die pyn te probeer ontwyk, wil 'n deel van jou wese ontken wat gebeur het. En dis nie noodwendig net iets verkeerd nie. Soms is daardie wete net so intens dat jou brein nie die vermoë het om dit as 'n werklikheid te kan verwerk nie. En wanneer 'n mens in skok verkeer, is dit hoe jou brein jou probeer beskerm, jou eintlik te buffer teen die erns, die realiteit wat met tyd tot jou sal deurdring van hierdie ingrypende verlies. So skok is so 'n soort van amper 'n dwelm vereers. En asof die brein dan sê, nee, maar ek sal bietjie oopmaak, maar die eerste ding is, jy kan nie nou die impak van die boodskap hanteer nie. Party mense sal flou val, ander sal hysteries raak, maar jy kan nie in die feitelike van die ding net ingaan nie. Die pyn en die hartseer, jy kan dit nie voel soos jy het gaan voel nie. So die eerste is 'n amper stuk skok, hysterie, ontkenning. En dis nie noodwendig verkeerd nie. Jy kan natuurlik jare daar bly nie. Nou, hoe dink 'n gelowige daaraan as hy skok kom? Ek dink ons moet altyd sê, maar daar is iets by ons dieper as dit.
En mens kan eintlik al in jou gewone lewe nie wag totdat dit met jou gebeur nie. Dat jy nou al sê, daar is skrifte wat in my leef vir die tye wat daar sal aanbreek. Jesaja 41 vers 10 byvoorbeeld, waar die Here vir die volk sê, maar nou sê dit vir ons, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ook hier in hierdie skoktoestand. Ek versterk jou, ek gaan jou help. Ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En miskien kyk iemand nou na ons wat in daardie eerste fase van rou is. Psalm 34 is ook, dis baie bekend, maar dit kan nooit te bekend wees nie. Die Here is naby die wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here om. Die Here sal jou red uit hierdie skok, hierdie verlies. En jy sal God op 'n nuwe manier leer ken, in nabyheid soos jy voorheen nie kon nie. Net die diepste pyn van die lewe kan jou daardie ervaring van God se nabyheid laat ervaar. Jy sal nooit weer God op dieselfde manier ken as sedert hierdie verlies nie. Dis deel van die geskenk van hierdie pyn. Nou ken jy God op 'n ander manier. Ek dink deel van die rede hoekom hy triomfantistiese manier benadering van veral hierdie deel van die fases inkom, is jy so daai Jesaja vers, wees nie bevrees nie. Maar dit is so die verkeerde manier om net te sê, jy mag nie bevrees wees nie, maar in jou bevrees wees, onthou. Moenie bang wees dat jou bang wees jou gaan vernietig nie. Ja, so dit is, jy jy moet dit beleef, en vanuit daai beleef ek, daai bekende vers wat altyd gelees word in Tessalonisense, wat ons rou nie soos mense wat nie hoop het nie. Ja. Ek het hierdie, ek ervaar daai skok, ek ervaar alles, ek voel dit, maar dit kan my nie vernietig nie. Ja. Dis die vashou van dit. Die volgende fase is eintlik amper meer intens. Die eerste een is onwerklik. Dis soos direk na 'n ongeluk. Ek onthou toe ek baie jonk was, het iemand my op 'n motorfiets vanaf 'n vakansiewerk vanaf Secunda na Johannesburg toe 'n geleentheid gegee. So ek is op die agtersitplek in die nag. En daar bars die wiel. En dit was op die snelweg daar tussen Secunda en Johannesburg, eintlik daar by Heidelberg verby. En so het ek soos 'n waawiel op die teerpad. Valhelm voete, totdat die momentum nou afgeneem het, en ek so in die ronde geskuur het, en toe teen die kant reëlings gestop het, en toe ek opstaan, toe is die valhelm deurgeskuur, en net my ooghare is so weggeskuur, en my knie is nou 'n bietjie flenters en so. Toe ek daar opstaan, en daar was nog nie selfone daai tyd nie, weet nie hoe iemand het gestop, en hulle het ons na 'n huis toe gevat, en my ma gebel, en sy het my kom haal, en ek het grappies gemaak, en alles. Maar dit is skok wat jou in daai grappies laat maak het. So, is nie werklik nie. Nee, hierdie is niks nie, weet ek nou. Ek weet nou nie hoekom ek die lang storie vertel het nie, Gerard, maar skok maak mos so, jy hanteer nie diere. Maar daarna, Tref het jou. Dit tref jou, maar ek was vandaan amper dood. Ja. Net so met verlies. Nou kom die volgende fase, pyn. Intense pyn, en saam met dit, dikwels ook skuldgevoelens. Soos wat die skok afneem, net soos met narkose na 'n operasie. Jy word wakker, voel nie pyn nie, maar soos wat die narkose en die pyn medikasie uitwerk, voel jy die pyn intens. Nou voel jy die lyding van verlies. Dit raak erger as, eintlik, dikwels is 'n roudiens vind plaas wanneer die mense nog nie regtig die diepte van rou begin beleef het nie. Ja.
En ons maak die fout, deur te dink ek was daar vir die roudiens en dan die ergste is verby, die ergste begin nog net. Nou begin dit vir mense, na daardie aanvanklike skok, se buffer, raak die pyn intens, byna ondraaglik. En is belangrik om hierdie pyn nie te probeer wegsteek nie, maar te erken. In die gevaar in hierdie fase, as die pyn so intens is, net soos die mense, as jy fisiese pyn het, baie keer kan mense dan verslaaf raak aan pynmedikasie. So mense kan hier aan alkohol en dwelms verslaaf raak, hulle wendel daartoe, om hierdie pyn te verdoof. Jy moet dit nie, juist nie verdoof nie, jy moet deur dit gaan. Hier is ook skuldgevoelens en selfverwyd. Jy voel jy kon meer gedoen het vir jou geliefde, of jy spyt oor die kanse wat jy nie benut het, toe die persoon nog daar was nie. Die woorde, as ek maar net, Ja, al het ek net. as ek net daai dag geweet het, dis my laaste keer, dan ook, ek sou nie met haar beklei het nie, of ons sou nie woorde gehad het nie, of wat ook al. En dis ook die mees chaotiese fase van rou, daar's vrees, daar's verwarring, en dis intense pyn en skuldgevoelens, en dit sal goed wees om in hierdie fase te verstaan, dat die Here verstaan. En daar's genade. Selfs as jy skuldig voel, of die skuld gegrond is of nie, maak nie saak nie. Die punt is, jy voel dit as 'n werklikheid. Vat daardie werklikheid. Sê Here, ek is jammer. Ek voel ek het verkeerd gedoen. As ek nie so opgetree het nie, dan sou dit of dat dalk nie gebeur het nie, maar in elk geval weet ons het vergifnis vir ons sondes, selfs die sondes wat ons nie gepleeg het nie, maar voel ons het gepleeg. Ja. Soos dit bely, hy is getrou. Psalm 51, Johannes 1, as ons sê ons het geen sonde nie, mislei ons onsself, maar as ons dit bely, God is regverdig. Psalm 51, die offers van God is 'n gebroke gees, en 'n gebroke en verslae hart sal u nie verag nie. Gaan na die Here toe met daardie skuldgevoelens ook. En dan kom 'n baie gevaarlike fase ook, Gerard, en dis die fase van woede. En saam met die woede ook 'n tipe van onwerklike, irrasionele onderhandeling. Die vorige fase se frustrasie en verwarring en skuld verander nou in woede. Nou dat die buffer weg is en ek begin meer dink, kry ek nie maar, hierdie is nie reg nie. Iemand moet die skuld kry. Gaan die hospitaal dagvaar. En hier kan 'n mens groot skade doen. Natuurlik as die fout om, as daar regtig nalatigheid of ek meen in die geval van moord of dronk bestuur is, mense moet deel met die konsekwensies van hulle optrede. Ja. Maar hierdie kan ook heeltemal irrasioneel en onredelik wees en jy kan baie groot skade doen. En hier kan 'n mens bid as gelowige, Here, help my om met feite te deel en met genade teenoor myself en ander. Jy kan permanente skade doen aan verhoudings, as jy in hierdie fase losbreek. Jy kan selfs 'n geloofskrisis beleef en woede teenoor God op so 'n manier dat jy jou rug op God draai. Ja. Jy draai eintlik, soms draai mense hulle rug op die lewe, hulle gee op alles. Hoekom ek? Is nie reg nie. Nou maak niks, die lewe maak nie meer sin nie. Die uitdaging van 'n gelowige, Gerard, jy het al 'n paar keer daar in die gemeente daaroor gepraat, is om op 'n opregte manier uiting te gee aan donker emosies. Maar daar's ook 'n verkeerde manier om dit te doen, nee. Aan die een kant kan jy dit nie onderdruk nie. En nou net allerhande mooi woordjies teenoor God sê, terwyl jy ander woorde in jou binneste voel nie. Ja. Maar aan die ander kant, as jy dit onbeheerst en onredelik en irrasioneel net uiting gee, omdat ek so voel, is dit reg. Die feit is jy voel so. Ja. Maar wat jy voel is nie noodwendig reg nie. Ja. Daai kuns, hoe hanteer ek dit, Gerard? Is 'n kuns. Te sê,
Ek voel eintlik soos wat Job se vrou vir hom gesê het, vloek God. Dis hoe ek voel. Sy vrou het vir hom daai woorde gesê, omdat sy weet dis hoe 'n mens voel. Maar is dit dan reg om dit te doen? Hoe gee ek uitdrukking aan gevoelens wat hier binne is? Ek dink Psalm 62 gee die wonderlikste raad. Hy het eintlik weerspreek homself amper. Sê, wees net stil tot God, my siel. Ek verwag hom. Sekerlik, hy is my rots en my rotsvesting. Ek sal nie wankel nie. Hy is my verlossing is by hom, my sterkte, hy is my toevlug, vertrou op hom. En dan skielik, hy het nou paar woorde teruggesê, wees stil. Nou sê hy, stort jou hart uit voor hom. Ja. Al twee hierdie goed. Nou ek kan nie dink om te sê, Here, ek is kwaad vir u, ek verwyd u, hoe kon u, is goed vir jou nie. Ek dink jy sal vir ewig spyt wees daaroor. Maar om hierdie gevoel te erken, sê Here, u weet ek voel so. Ek kan dit vir u nie wegsteek nie. Help my verstaan. Help my om hierdie gevoel van woede en ek wil ophou glo te hanteer. Moet my nie oorgee aan hierdie ervaring nie. So deel daarmee, moet dit nie onderdruk asof dit nie daar is nie, want dan gaan dit jou verteer. Maar ek dink ook nie om te sê, as jy alles wat jy sê, wat jy in jou binneste beleef, net eerlik sê nie, is dit goed vir jou nie. Jy kan baie groot skade doen, ook in verhoudings. Ja, maar iewers het ek dit gelees, ek kan nie onthou nie, maar dit het my getref toe het gesê, God is groter as my emosies, en hy ken my emosies. So soms in tye van sulke diep, ernstige emosies, sê ons goed waar ons spyt is, en dit is nie die einde van die wêreld nie, dis presies wat jy daar sê, ons moet nie onsself oorgee daarna nie, want baie keer sê mense iets, en dan sê jy self, hoe het ek het gesê, en dan besef jy, ag Here, man, dan moet jy dit bring. Ja. En ek het al met 'n paar mense en ek self het al so belewenis gehad wat ek so woedend was, want dit is gegrond op 'n teologie, op 'n denkwyse van, en dit is vir my baie interessant dat die vrou wat oorspronklik hierdie 7 fases uitgesit het, dat hierdie fase, veral die woede fase, is geskryf as kwaad vir God of jou opperwese. Dis die vertrekpunt van die woede. Ek is kwaad vir my God of my opperwese. Dis die vertrekpunt van hierdie fase. So met ander woorde, in elke mens is daar iets wat ons glo dat daar is, ek praat van selfs die mense wat nie glo nie, daar is 'n opperwese of 'n God wat alles bepaal in my lewe. Elke liewe ding, my koppie optel, my koppie neersit, elke iets is bepaal deur God. En daarom is die logiese nagevolg van wat hier gebeur het, ek moet sekerlik vir hom kwaad wees. Maar ons moet daar's 'n stuk teologie wat ons moet deurwerk met onsself, maar ook om net die wete dat ek net, ten minste God is groter as my onmiddellike emosies, en ek kan dit vir hom bring, en ek moenie toelaat dat dit my oorneem nie. Ja, die sielkundige wetenskaplikes het 'n paar dekades gelede nog gesê, dis baie goed vir jou om in alle situasies, nou nie net in rou nie, uiting te gee aan jou woede. Ja. Slaan 'n kussing, skree op die dak. En daai selfde wetenskap het nou omgedraai en sê, dis een van die slegste dinge wat jy kan doen. Sê, kom, bring dit uit. Baie ouers maak hulle kinders nou so groot. Nee, laat hom soos die woord as ons nou wend. Skree dit uit, sê dit. Dis baie skadelik. Nou sê die psigiatriese en sielkundige die nuutste bevindings is, jy moet dit juis vermy. Jy moet vra, hoe kan ek beheers met hierdie emosies omgaan? En om dit bloot uit te skree, is vernietigend. En beheers beteken nie onderdruk nie. Nee, juist nie. Juist daarmee werk beheerst. Ek moet uiting gee op die regte manier. Ja. En dis presies wat jy daar sê. Ek dink dit is jy mooi gestel daar. Die feit is nie dat ek moet nie sê ek is nie, maar die gevoel van woede teenoor God, dit ontken nie. Om die Here te sê, Here, dit is hoe ek nou voel hier in my binneste. Help my dat dit my nie oorneem nie. Ja. Daai was vir my nou, en dit is presies wat ons moet doen. Ons moet eerlik met daai wees in onsself. Ja.
En ek dink net so kan 'n mens waak in hierdie fase van woede, dat jy nie verhoudings vernietig nie. Ja, maar waar was jy vir my kind? Waar was jy vir my in hierdie tyd? Jaag die vrede na met almal, Hebreërs 12. Geld ook vir jou roufase. Daarna kom depressie, refleksie, eensaamheid. Wat 'n eensame fase. Jou vriende begin al lank al dink jy moet aangaan met die lewe. Hulle nooi jou na plekke. Kom jy met bietjie saam met ons. Sê nou maar ons het nou, soos hulle sê, 'n girls weekend. Kom jy moet bietjie uit hierdie ding uitkom. Kom ons gaan help haar. Goed bedoel, maar is verskriklik verkeerd. Jou vriende sê jy moet aangaan met jou lewe, maar jy weet hier binne, ek is in 'n seisoen. Die hartseer is nog werklik. Dit is nog die heeltyd in my gedagtes. En dit is 'n baie belangrike fase van rou. Die woede en goed is nou bietjie hanteer. Die skok is weg. Jy is eintlik nou eers besig om met die ding te deel. En die verkeerdste ding wat ons kan doen met ander mense in hierdie fase is om nou hulle met positiewe opbeuring en aanmoediging te sê, ek gaan jou help, jy doen aan daardie persoon skade, want jy vat hom weg van die werklike hantering van sy pyn. Maak is ook hoe goed bedoel dit is. Nie? Ja. Maar veral ons as Afrikaners is lief daarvoor om eintlik net te sê oor die ons, kom ons spraai die naweek. En jy moet 'n bietjie wegkom, jy gaan saam ons jag en jy gaan 'n paar doppe vat. Nee, jy kan nie so aangaan nie. Ons gaan dit nie toelaat nie. Jy doen die persoon meer skade. Want op hierdie fase van depressie, refleksie, eensaamheid, dring die verlies, die werklikheid van jou verlies eintlik eers tot jou deur. Dit wil natuurlik jou gedagtes verswelg, maar deur dit te ontwyk, dis juis om hierdie inspoel van implikasies te sê, dis regtig wat met my gebeur het. Nou voel ek magteloos, daar's gevoelens van leegheid, verslaanheid, dit kan nie sin maak nie. Ek wil alleen wees, want ek probeer nou 'n greep kry op hierdie goed, al kry ek dit nie heeltemal reg nie, maar is 'n belangrike fase, en hier kom 'n mens ook jou magteloosheid. Ek verstaan nie. En om dan te sê, Here, ek glo steeds, U is by my. En ek dink verse soos Lukas 12, wat Jesus sê, word 5 mossies nie vir 'n paar muntstukke verkoop nie. En nie een van hulle is voor God vergete nie. Maar van jou is selfs die hare van jou hoof getel. Onthou, jy is vir my baie werd. Ek is by jou. En dalk Psalm 139, waar die psalmis sê, in 'n ander konteks, maar dit geld ook vir hier. Here, U deurgrond my. Ek verstaan nie wat U aangaan nie, maar U verstaan nou wat in my aangaan. Ek verstaan nie eens wat in myself aangaan nie, maar U verstaan my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan my gedagtes, U deurvors, sê die ou vertaling, my gaan en my lê, U is met al my weë goed bekend. Hierdie fase is 'n fase van, ek probeer 'n greep kry, maar ek kry dit nie reg nie, om dan vir jouself te sê, maar ek as 'n gelowige sê, iemand het 'n greep hierop. Iemand weet om my te help om dit te begin verstaan. Dit is my mooi, in Johannes 20, waar Jesus met Maria Magdalena daar by die leë graf, daai oomblik wat hy daar het, toe sy gedink het, Jesus is 'n tuinier. En sy huil verskriklik, en Jesus se woorde was nie, moenie huil nie, kom uit dit uit, kom ons gaan, wees gelukkig man, dit is nou verby, Jesus vra die vraag, hoekom huil jy? Vertel my, dit is 'n tyd van refleksie. Jesus nooi haar om te gaan reflekteer oor wat besig was om te gebeur. Ja, en in hierdie fase, dit voel of dit nooit ophou nie. Jou vriende voel het moes al opgehou het, maar jy weet, ek is op 'n pad hierso. En op hierdie pad te weet, al voel jy vandag, ek het dan gister gedink, ek voel al beter, vandag is dit weer dieselfde.
Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 is vir my van die mooiste woorde in die hele Bybel. Ek lees dit nou hier in Engels. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never have come to an end. They are new every morning. Al gaan jy vandag weer deur dieselfde top en dink en vroeg. Ja. Hy is opnuut by jou. Hy is weer daar. Ek dink een van die ander dinge wat ons het, ons sê, selfs met woede en met hierdie fase, as jy aan die ander kant van dit is, jy is nou die persoon wat, jy's nou 'n vriend of 'n familielid van iemand wat daar deurgaan, ek dink is om met 'n bewustheid van hierdie fases en te leef en ook te weet dat my rol hier is nie om die persoon vinniger deur die klomp fases te kry nie. Byvoorbeeld, as iemand selfs op 'n verkeerde manier, jy weet, praat, ek is woedend vir God, die persoon mooi te praat en nie so 'n persoon af te skryf en te sê nee, hy het sy geloof verloor nie, hy is ver af nie. Met deernis en empatie met die persoon te werk met waar hulle is in hulle fases. Want dis nie jou rol om hulle deur die fases te kry nie. Dis nie jou werk nie, is om hulle ondersteun en saam te loop deur hierdie fases. Job se vriende was baie goeie vriende tot hulle mond oopgemaak het. Hulle moes net daar gewees het. En dis daai mooi die Joodse tradisie, sitting Shavat, wat jy, sitting 7, is ons 7 dae sit jy by die persoon in doodse stilte, en tot vandag toe doen hulle dit nog. As iemand in rouproses en die persoon wat rou, bepaal hoe dit gebeur. So as jou rol is om te gaan sit, en te dien, en te wees. En as die persoon wat rou bereid is om te praat en wil praat, dan is die persoon wat rou die een wat dit in aansit. Dit is van die mooiste beeld van dit, om die persoon te ondersteun op 'n baie mooi manier, dat die persoon self werk deur hierdie fases. Ja, en selfs as daar gesprek plaasvind Gerard, ek sukkel vreeslik daarmee. Miskien is dit omdat uit die aard van my persoonlikheid en ek hou daarvan om dinge te probeer verstaan, na te vors en dan te verduidelik. En hoe dikwels al as ek by iemand was, is ek spyt ek het dinge verduidelik. Ek is oortuig, dit wat ek gesê het, is die waarheid, maar ek is spyt ek het dit gesê. Die persoon het meer jou teenwoordigheid as jou insigte nodig, jou empatie, jou daar wees. En miskien kan 'n mens die Here genade vra, veral iemand soos ek, om eerder die kuns van vra, sê my hoe jy voel. Sjoe, dit moet seker en dan nie sê ek verstaan so maklik nie. Partykeer is dit 'n baie slegte ding om te sê, sjoe, ek kan my eintlik nie indink hoe jy voel nie. Dit moet erg wees. Net daar te wees. Nie te sê jy verstaan nie te probeer verduidelik wat jy verstaan nie. Vra te vra. En te sê, ek hoor wat jy sê, dit moet verskriklik wees. Dan dink ek, dis empatie. Daar gaan 'n tyd kom dat 'n mens mekaar se sieninge weeg, maar in hierdie fases nie. Nou dan, die voorlaaste fase is, daar kom 'n opwaartse, die derde laaste fase is, daar kom 'n opwaartse draai. Skielik begin jy sien, maar hoorie, hy is nie meer hier nie. Hy's weg. My geliefde, ek sal hom nie weer in my lewe hê nie. En jy begin stadig aanpas. En vaagweg, nou nie dramaties nie, begin jy sien, daar lig begin deurskemer. Jy begin ook 'n bietjie minder emosioneel raak. Dalk kalmer en meer georganiseerd. Is nie jy nou skielik vrolik is nie. Depressie is steeds deel van jou lewe, maar dit verlam jou nie meer so erg soos voorheen nie. En is goed om in hierdie fase daar amper te sê, goed, ek begin, soos die Engels sê, I yield into that. Ek sien, ek dink as 'n bietjie lig, yield into it. Psalm 27 is 'n lieflike verse daarvoor, vanaf vers 13, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewenis nie, Here, ek glo hierdie lig, hierdie gevoel is nie 'n misleiding nie, ek sien nou by ontkenning nie, ek begin nou by hoop kom, wag op die Here, en dis waar
verse wat jy net, daai Tessalonisense vers. Ek tree nie soos 'n ongelowige in die Here. Ek glo hierdie hoop begin deurbreek. Wag op die Here, wees sterk. Laat jou hart sterk wees. Nou begin hierdie verse. Vroeër sou dit nie sin gemaak het nie. Wag op die Here. Ook Hebreërs 10 wat ons nou die dag genoem het, laat ons die belydenis van die hoop vashou. Want hy wat dit beloof het, is getrou. Daarom moet ons aanhou om die dinge te glo wat ons hoop. Ek glo die Here gaan my hier deurbring. Ons moenie daaroor twyfel nie. Ons kan baie seker wees daarvan, omdat God dit beloof het, en hy sal doen wat hy beloof het. Dis die Afrikaanse Bybel vir almal wat dit so mooi vertaal. So ja, as daai sprankies van hoop kom, ons praat nie van daai begin ontkenning fase nie. Dan dink ek, kan 'n mens sê, goed Here, ek begin dit gryp. En dan is daar, ek dink, ja, dan is ons by die tweede laaste fase. Jy begin dit nou verwerk. En jy begin weer jou lewe heropbou. Jy raak meer besig met jou lewenstake. Jou denke begin nie net meer draai om jou verlies nie, maar oor praktiese dinge. Jy soek realistiese uitdagings vir die praktiese probleme in jou lewe, realistiese oplossings bedoel ek. Jy begin finansiële sake, jy word gedwing om dit te begin hanteer. Ek weet van die begin af is jy ook, maar dit is gewoonlik redelik chaoties. Hierso begin jy nou sê, goed. En jy begin ook dink aan hoe jy self nou is. Want jy's 'n ander mens nou. Jy's verander. En jy aanvaar hierdie nuwe mens soos hy nou is. En dan kan jy begin saam met Paulus bely. Ek weet om verneder te word, of wat dit ook al is. Ek weet om oorvloed te hê. Ek is onderrig nou, sê Paulus, in alle dinge. Om versadig te wees, om honger te wees, om oorvloed te hê en gebrek. Ek is nou onderrig in verlies. Maar ek is tot alles in staat, om ook die verlies nou, op 'n nuwe manier te hanteer, deur Christus wat my die krag gee. En natuurlik, in hierdie nuwe fase, nou begin jy planne maak, dan soms kan 'n mens jou nou vergryp aan die, amper dankie, tog, ek kan weer met die gewone lewe begin, en dan gaan jy hals oor kop daarmee aan, om versigtig te wees, Here, hoe moet ek hierdie finansiële dinge hanteer? Ja. Moet ek nou my man se kar verkoop? Ja. Moet ek aangaan met die besigheid? Om te sê, kry kinders, hier word baie, veral weduwees, baie uitgebuit in hulle smart. Spreuke 3 sê, vertrou op die Here, met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Ek het al 'n hele paar mense so oor jare begelei deur hulle rou en verlies. En ek het gesien, veral vroue en, jy weet, daar's pensioene ter sprake, polisse, besighede, besittings, om daar te sê, Here, hierdie fase van heropbou, hier moet ek werklik op U vertrou, en goeie raadgewers in my lewe hê. As jy nou dink aan daai Filippense vers, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, en dan daai woord, ek is onderrig. Dis asof Paulus in daai terugdink aan die fases. Ja. En as jy, kom ons dink nou net aan die fase van woede. Ek dink nou terug aan toe ek kwaad was vir God. As ek dink net hoe sleg dit sou gewees het vandag, as ek ingegee het tot daai woede, en dit het my verswelg. Maar nou besef ek, nou dat ek terugdink, en ek is tot alles in staat. Ek kan selfs hierdie deurmaak. So dit is wat die onderrig, hoe dit vir my uitstaan, die onderrig is daai ding, ek sit nou en ek reflekteer oor hierdie fases waardeur ek nou is deel van die opbouproses, kyk waar is ek deur, en Christus het my hierdeur gehelp. Is so waar. En dan begin aanvaarding en hoop, die laaste fase. En natuurlik, ek dink dit begin nou die heersende fase word, maar daar sal nog soos van sê, wat is die woord vir die Engelse relapses wees. Ek kry so skaam, hoe is ek nou vandag weer so heeltemal hier in die afgrond in. Dit is hoe hierdie fases werk, maar dit sal met tyd al hoe minder raak. Met die laaste fase van aanvaarding en hoop,
aanvaar jy jy's in 'n nuwe werklikheid en jy weet jy moet daarmee deel. Jy's bereid. Maar aanvaarding beteken nie noodwendig jy's nou skielik baie meer gelukkig nie. Dis gaandeweg begin het. Jy weet jou pyn en die storms waardeur jy gegaan het in jou gemoed beteken in 'n sekere sin, jy gaan nooit weer dieselfde sorgvrye self wees wat jy voorheen was nie. En daar is ook 'n aspek van jou wat dood is. Die deel van jou, wat ons het so ruk terug daaroor ons gepraat geraad, die deel van jou wat net lewe, wat net een ander mens kan uithaal, is nou weg. Ja. Want daai persoon kan dit nie meer na vore bring nie. Maar jy begin ook uitsien na dinge wat nog op jou wag. Jy begin planne maak vir die toekoms en hier moet 'n mens ook waak, want baie mense hier voel dan skuldig. Maar hoe kan ek nou weer, jy weet, na 'n partytjie toe gaan en goed, jy weet, asof nie ek behoort, is dit aan my geliefde verskuldig dat ek nog moet huil vandag, en ek is nie lus om vandag te huil nie, ek wil bietjie gaan inkopies doen. Ja. Nee, jy kan. Nou begin iets anders ook. Skielik, as jy aan jou geliefde dink, ja, die hartseer bly, dit sal nooit weggaan nie. Maar daar kom ook kosbare herinnerings. En die ondraaglike pyn is nie meer die enigste aspek as jy dink aan jou geliefde nie. Soms gaan jy sit selfs en lag. Ek het baie gesien met gesinne. So ruk na die begrafnis verby is en die lewe het aangegaan en hulle dink aan papi of so en sê hulle, yes, onthou jy daai, dan gaan hulle lag en dan is daar weer trane en so, maar dis maar hoe dit is, nie? Maar daar's 'n nuwe waardering vir die goeie dinge van die lewe en die vreugdes van die lewe selfs waaraan jy terugdink. En dan om te sê, maar ons as gelowiges, ek is nou so spyt, ek het nie daardie vers wat jy aangehaal het nie, jy kan dit dalk in die notas vir die sirkels sit, ons tree nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons glo die lewe gaan aan, en ons voed ons siel met verse soos Johannes 16:33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my shalom, vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin ook. Ek het ook hierdie aspek van die wêreld oorwin. Te sê 2 Korintiërs 4, ek gaan nou die res van my lewe sonder hierdie persoon loop. Sê nou maar, ek is nou maar eers 40 jaar oud. Hoe gaan ek vir 40 jaar of 50 jaar sonder haar wees? Paulus sê, hierdie lewe gaan vinnig verby. Ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Ons is pelgrims. Ons is op pad na 'n nuwe plek toe. En om te glo wat Openbaring 21 sê, God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Ons is pelgrims. En Gerard, dat ons hierdie nou vir onsself vat, maar dan te sê, ek het ook nou toerusting, soos jy sê, wat jy sê, Paulus sê, ek is onderrig. Maar nie net onderrig, sodat ek kennis vir myself kan hê. Ek verstaan iets nou beter. En ek kan nou saam met 'n ander mens, as hy deur pyn gaan. En dis daardie vers wat ons nou in die vorige preek oor trane aangehaal het. 2 Korintiërs 1. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge. Ek het hom nou so leer ken. En die God van alle vertroosting, the Father of sympathy, pity and mercy, and the God who is the source of every comfort, consolation and encouragement. Ek het hom nou so leer ken, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat jy kan nie, don't waste your tears. Jy het nou 'n stuk toerusting. Jy het meer begrip vir ander mense, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos. Deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Wie het die meeste empatie met 'n geskeide persoon?
Altyd hulle wat deur egskeiding of self geskei is of hulle ouers is geskei. Hulle verstaan daardie pyn beter. Ja. Wie kan 'n sakeman wie se besigheid bankrot gegaan het? Die beste ondersteun. Iemand wat self alles verloor het. Ja. Wie kan die meeste empatie betoon met iemand wat 'n geliefde, 'n ma, 'n kind, 'n man, 'n vrou verloor het? Iemand wat dit self deur is. En die Here wil ons help om soos hy te wees en daar te wees vir mense in trane. Ek wil afsluit met een storie wat ek nou die dag beleef het. Ons was by 'n troue gewees van 'n familielid en sy ma is 'n paar jaar gelede dood aan kanker. Hy was verskriklik naby aan sy ma gewees en hy toe kort na sy ma se dood toe ontmoet hy die vrou met wie hy getrou het. En by die troue het ek sekerlik een van die mooiste prentjies van rou gesien. Hulle het 'n foto van sy ma voor in die kerk gehad en die foto van die ma was ook in die saal gesit. En hoe hulle met nie 'n uitspattige vreugde, met 'n vreugde en 'n traan, die eerste foto wat hy geneem het saam met sy nuwe vrou was by sy ma gewees. Dit was die mooiste oomblik vir my. Hulle het daar gestaan en geglimlag en 'n traan gepik. Dit was my die mooiste oomblik van hoe hulle deur hierdie proses gegaan het, maar nog steeds hy maak in daai dag was 'n eksemplaar van hier begin my nuwe lewe nou. Maar nog steeds nie 'n vergeet of 'n verwerping van daai pyn nie, maar nog steeds om te sê ek wens my ma was hier. En dit was net van die mooiste oomblik gewees van hoe hulle daarmee gewerk het en alles wat ons vandag sê herinner my weer eens aan daai bekende, ek sê nou bekende want ek het hom al 1000 keer by Eren Gemeente gelees, aanhaling van Gerald Sitter wat sê the quickest way for anyone to reach the sun and the light of day is not to run west chasing after the setting sun, but to head east, plunging into darkness until one comes to the sunrise. En dit is vir my mooi, dit is wat daar gebeur. Partykeer is dit nodig om te plunge in daai donkerte in, van daar's 'n sonskyn wat kom, daar's 'n sonopkoms wat kom. Ek wil julle nooi, soos altyd by Eren Gemeente en ook, nie hierdie ligtelik op te neem as jy nodig het om met iemand te praat nie. Koos het net genoem van depressie en die gevoel van depressie en maak seker jy reis saam met iemand ook deur hierdie. Ons is altyd beskikbaar hier by die gemeente, maak kontak. Jy hoef nie alleen deur hierdie reis te gaan nie. Baie dankie Koos, ek waardeer en ek glo hierdie gaan vir jou 'n wonderlike stuk gereedskap wees. En tot ons volgende keer weer gesels, ons begin nou 'n nuwe reeks volgende week. Ons sien jou Sondag en dan weer hier op dieselfde plek, selfde tyd hier by Selawi. Totsiens.